En dit is Moedersdag. En dis 'n dag wat moeders either rejoice of 'n bekommernis het. Jy mag die woord vanoggend, hoe gaan dit met die dronkheid? Goed. So jy val nie meer rond nie. Nee. So jy het opgehou. Halleluja. Jy is in die gees, dronk van die gees. Halleluja. Mag dit so wees in Jesus naam. Mag jy dit volgende ervaar. Ek wil hê die vroue net hulle hands op hulle bors. Wat dan? Sommige albei hande is wel. Here, ek bring my vrou weer vanoggend aan U toe. Ek moet saam met my praat. Here, ek bring my vrou weer, want ek is nie 'n vrou nie, so ek kan nie my kinders doen. Here, ek bring my vrou weer in my lewe. Ek bid vanoggend Ek bid vanoggend dat die woord met my gees dat die woord met my gees en met my hart en met my hart sal spreek. sal spreek. Ek bid vanoggend Ek bid vanoggend vir 'n nuwe porsie vir 'n nuwe porsie van geloof. van geloof, Vat hopeloosheid, van hopeloosheid, magteloosheid, magteloosheid, teleurstelling teleurstelling uit my lewe uit. uit my lewe uit. En ek verklaar En ek verklaar in die krag van God, met die krag van God, Jesus Jesus is my koning is my koning en sal my koning bly. en sal my koning bly. En ek glo sy woord. En ek glo sy woord. Herstel die orde En herstel die orde in my geloof, in my geloof, in my lewe, in my lewe, in my gesin, in my gesin, in my man se lewe, in my man se in lewe, my werk, in my werk, waar ek beweeg, Here, waar ek beweeg, dat ek die lig wees dat ek die lig wees van goddelike orde van goddelike orde in Jesus naam. in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Kom ons lees die woord. Kom ons lees die woord van die Here. Van vers 1. Dit gaan oor moeders. Dit gaan oor vroue. Dit gaan oor 'n wêreldstelsel wat die orde van God so verander het dat vroue sukkel om hulle regmatige plek in hierdie samelewing te behou. Ek luister na 'n vroue prediker en sy sê die wêreld het gebring facials, manicures en al daai goeders wat jy doen om mooi te bly en mooi te lyk. Sy doen 'n beroep op die vroue en sê spandeer tyd by die voete van die Here God en jy sal mooi bly en mooi lyk en jy sal mooi afgee. Die wêreld wil vir jou 'n valsheid voorbring en die valsheid is juis om jou mooi te maak dat iemand aan jou sou belangstel. Jou eie man, jou eie kinders, jou eie vader. Maar soek hom, God, en maak hom jou man. So Here, kom verander my, sodat ek in my nietige skepping U kan verheerlik, net soos ek is. Want U het my mooi gemaak. U het my kosbaar gemaak. In Jesus naam. Toe ek nou moes begin dink, want ek het nog nooit 'n moederskap boodskap gelewer, en soos julle sal seker weet van julle wat al lank is. Dink, ek het nog nooit so 'n boodskap gelewer nie. Wat sal ek nou sê rondom die vroue? En dis nogal 'n ding wat ou dink, dit is sommer maklik, jy kan baie sê, want vroue is mooi, vroue is versorgend, vroue is liefde, vroue maak die middellyf lekker rond lyk. Vroue is altyd daar om te voorsien, want dis wat vroue is. God het hulle 'n wonderlike eienskap gegee as sy helper om in hierdie lewe groot verskil te maak. Eerstens in haar eie man en dan in die wêreld te kan leef.
ons as manne op die ander plek het gekom by die plek waar ons vrouens sien as 'n objek, as 'n, wat is dit in Afrikaans, 'n ander woord vir objek? Hy, 'n voorwerp, yes. En ons koppel min waarde aan 'n voorwerp. Want dit is iets wat mooi lyk op die rak. En so nou en dan stoffe kom af. En dan sê ek, ja. En dan sê ek, wow, jy is pragtig en jy is mooi, maar die res van die tyd is dit net iets wat op die rak sit, wat nie mag inmeng met my eie begeertes, wat nie mag inmeng met my wel en wee nie, en wat altyd gereed moet wees, want die kinders moet versorg word. En dis nie my werk, ek is 'n man, ek moet buitekant in die veld wees. En die wêreld het daai ding so misvorm, dat vroue in leiersposisies inkom, waar hulle eintlik leiers moet wees van hulle huishoudings. Waar hulle daar uit moet regeer. Dat hulle daai plekke moet volstaan met soveel waardigheid, met soveel van God se grootheid en almag. En die wêreld het dit kon draai, dat vroue met manne. In werksplekke, sportgebiede, alle gebiede. En hulle doen goed, hulle doen vrek goed, want God het hulle gemaak om anders te dink as die man so hulle, dis wat hulle kan doen. Maar dis nie wat God hulle wil hê. God het hulle gemaak om te funksioneer op hulle mooi en perfekte manier in die huishoudings, en dis nie 'n minder waardige posisie. Manne sukkel om vrouens die bestuurders van die huis te laat wees. Hulle weet wat in die huis aangaan. Ek meen, as my red nou vir my sê, gaan kook, en sê, okay, wat se pot? Moet daar sout in wees. So, in daai opsig is ek redelik goed bederf. Jy weet, vir baie jare het ek nie eens geweet, tot en met so 5 jaar terug, miskien 6 jaar, 7 jaar terug, het ek nie geweet hoe werk 'n ATM nie. En nou op sy dag gestaan en sê ek, hier is hierdie ding lyk vir my intimiderend hoor. Dit is 'n elektroniese masjien. En hy kan nie luister om te praat nie, kan skop klap, alles doen wat ek wil, maar dit gaan niks werk nie. En so funksioneer die vrouens in ons lewens, en ons gee baie min ag aan daai waarde. En dis 'n goddelike waarde. 'n Vrou in jou lewe is 'n goddelike voorsiening. 'n Vrou in jou lewe is spesiaal geskape om te wees wat God wil hê sy moet wees aan jou sy. Maar ons gee min waarde en ag aan dit. En mag die woord vanoggend vir jou bedien op 'n nuwe skaal van waarde. Ek het nie kon dink daar's soveel waarde as jy begin lees rondom die vrou in die Bybel. Ek het nooit kon indink en ek bely dit en sê Here vergewe my dat vrouens speel 'n geweldige rol selfs in die woord van God. En mag hierdie woord jou vanoggend bedien en dat jy waardig hier uitstap. Waardig hier uitstap. Want God het jou gemaak en is tevrede met jou. Moenie glo wat die wêreld sê van jou, maar glo wat God van jou sê. En begin God soek as die man van jou lewe. Begin hom dien soos wat Christus die kerk gedien het. En jy sal sien hoe God jou oprig. En al mag jou omstandighede hopeloos en magteloos lyk. Ek wil dit weer sê, al mag jou omstandighede hopeloos en magteloos lyk. Al voel jy as die minderwaardigste vanoggend hier, en miskien in jou huwelik, en miskien in jou werksplek, miskien daar waar jy in jou lewe is, weet, dis nie hoe God jou sien. Want God meet nie mense aan wat hulle het of wat hulle besit nie. God meet die mens aan wat in sy hart bevind is.
En mag jy God vind in jou hart. En mag jy dalk voel, Here, ek weet nie hoe nie, ek weet nie waarna toe nie. Ek weet nie of my man my nog raak sien nie, ek weet nie of ek nog in die samelewing raak gesien word nie. Ek weet nie, Here, of ek 'n verskil kan maak nie, ek weet nie, Here. Maar mag die weet nie vervang word met die hoop van God, ek is waardig genoeg. Ek kan 'n verskil maak. Ek gaan 'n verskil maak. Ek gaan by my man of my vrou, my gesin begin, ag nie by vrou nie, by jou man. Ja, ons hou nie van vroue wat vroue lyk, ons hou van vroue wat manne, vroue lyk. Maar mag dit so wees dat ek en jy, of dat jy as vrou vanoggend waardig genoeg hier uitstap en sê, dankie Here, dat ek weet, ek is kosbaar vir U. En al wys die wêreld vir my die negatiewe, sal ek altyd opstaan, want U is vir my, en U is by my, en ek is aan die voete. Kom ons lees nou, wat sê die woord. Gelykenis van die onregverdige regter, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos moet word nie. Nou hier gee hy, Jesus, hy is aan die woord, en hy gee hier aan die vrou, eienskappe wat verwag moet word, of uitgeleef moet word, maar hy gee dit ook aan die kerk van Christus. So net soos wat ons volgende by die vroue praat, praat ons by die manne. Hy sê, dis 'n gelykenis wat Jesus gee, met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos moet word nie. Die Here wil hê, ek en jy moet gedurig op ons knieë wees. Die Here wil hê, jy moenie moedeloos raak nie, al is jou omstandighede hoe mislukkend, wees nie moedeloos nie. Moenie moedeloos raak nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het, en geen mens onsien het nie. So hierdie ou was onverskrokke geweest. En daar was in daardie stad 'n weduwee. Hoekom sou die Here juis 'n weduwee gebruik? Hoekom sou hy nie 'n man in hierdie posisie gebruik het nie? Hoekom sou hy spesifiek 'n weduwee gebruik? En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. Sy het na hierdie regter toe gegaan en sy het sê, ek wil hê jy moet my saak aanhoor en jy moet laat reg geskied. Maar God praat hier van 'n weduwee. Dit beteken dis 'n vrou wat alleen staan. Sy het nie meer 'n man wat haar kan voed nie. Sy het nie meer 'n man wat vir haar kan veg nie. Maar God sê, hou aan bid, moenie moedeloos raak nie. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gedink, al vrees ek God ook nie, en al sien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gegee het. 'n Vrou het die vermoë om moeite te gee. Moet net nie 'n drup in 'n kraan wees nie, maar maar die vrou het 'n eienskap gekry om moeite te gee en haar reg te doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie, sodat haar reg gedoen kan word aan haar saak, en dat sy hom nie aan die gesig sou slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Vroue, die God sê vanoggend vir jou, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes nie, wat dag en nag tot hom roep. Al is hy ook lankmoedig in hulle geval, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind? Sal hy nog vroue vind wat geloof in God het? Sal hy nog 'n kerk vind wat geloof in God het? Sal hy nog 'n gemeenskap vind wat geloof in God het? Sal hy 'n kerk vind wat opstaan teen ongeregtighede? Sal hy 'n kerk vind wat hoop het? Sal hy 'n kerk vind wat in hierdie seisoen, in hierdie lewe nie moedeloos is nie, maar biddend is, wat glo dat God kan enigiets verander in 'n oorwinning? Daarom moet ek en jy vanoggend staan. Hy kom na 'n weduwee. Hy gebruik 'n weduwee, hy gebruik 'n vrou in hierdie opsig en hy sê, hou aan bid vir jou gesin, hou aan bid vir jou man, hou aan bid vir jou kinders,
moet nie opgee nie. Moenie moedeloos wees nie. Let op hoe jy praat. Moenie die vyand reggee uit jou woordeskat uit nie. Moenie die vyand reggee deur negatiewe uitspraak nie. Moenie die vyand reggee deur moedeloos op te tree en te spreek nie. Hou aan bid en die regter sal, wat God is, sal jou verhoor. Hy wil jou verhoor. Hy wil hê jy moet aan sy voete wees. Hy wil hê jy moet in jou swakheid na hom toe kom, want hy is die hoop tot redding vir die wat aan glo. En dit is so dat hierdie dag 'n viering is reg deur die wêreld. Want God het vroue anders te gemaak as wat hy manne gemaak het. God het die vroue 'n ander vermoë gegee. God het die vrou die vermoë gegee om moeitevol aan te hou totdat sy oorwinning kry op haar gebed. En dit geld vir die kerk. Want hy is besig om die stof af te was van ons huishoudings. Hy is besig om die stof af te was van jou geestelike lewe. Hy is besig om die woord te gebruik en te sê, kom was my Here, kom rig my Here, kom gee vir my doelgerigtheid in my lewe, help dat moedeloosheid wegbly van my af. Die hele huis draai om die vrou. Het julle dit geweet? Sy bepaal hoe die huis binne en buitekant moet bly. Hoe daar kos gemaak moet word in baie opsigte. Ek sê nie almal se huishoudings werk dit so nie, maar die meeste van die huishoudings is die vrou wat dit moet kyk. Dis die vrou wat die snot afweeg van die vuil mammetjies en kindertjies. Is die een wat bekommerd is oor die vuil kleintjies. Man het nie saak met die kinders moet net voor die op. Maar die vrou is die een wat sê, hy moet mooi aantrek. Ons kyk na hierdie jong man hier so met sy strikdas. Yes, hy lyk pragtig. Yes, mamma het jou mooi aangetrek. En mamma is trots op jou. Mamma gee vir jou liefde. Mamma sal jou versorg sover as dit haar vermoë is. Mamma sal veg vir daai klein mannetjie. Mamma sal haar naels verloor vir daai klein mannetjie. So ook die ouma. Vroue het 'n ingeboude bekommernis oor dinge van die lewe. Ek het baie keer dan sê net ek vir Marie sê, ag nee, nou gaan haal jy nou alweer die wat se ding agter die berg. Bobbejaan agter die berg. Want ons manne is nie geskaap om te bekommer oor die bobbejaan, ons wil die bobbejaan vleis. En nou wil ons hom afransel, en nou wil ons ons klaarmaak met hom. Ons wil hom veg. Maar die vrou weet in baie opsigte beter, jy gaan seer kry, dan moet ek die pleistertjies opplak en ek wil die dokter toe vat en ek kan al die goedetjies doen. So bly weg. Kyk, hy kom. En die vrou het 'n bekommernis wat God in die vrou geplaas het om te help as die helper van die man. So dis 'n eienskap wat God gee, maar jou bekommernis moet nie groter word as God. Kyk ons na die Bybel en die vroue ook daar 'n groot rol gespeel. Kyk na Maria byvoorbeeld, wat die voorreg gekry het, maar ook die las gekry het om die verlosser Jesus te kon dra en groot te kon maak. 'n Moeder wat haar seun liefgehad het en groot gemaak het en 'n verwagting gehad het om sy kinders te kon beleef en te kon sien. 'n Moeder wat ons vashou aan hierdie seun en vir hom die beste wou hê, maar moes toe kyk hoe hy van baba af verwerp moes word en sou word. Min het sy geweet wat sy einde gaan wees. Min het sy verstaan wat is die doel van hierdie seun. Natasha, jy moet vir hierdie jongman bid, want ek glo daar is 'n groter roeping op hierdie kind se lewe as wat jy besef, wat sy pa besef, en jy moet hom beskerm in die Here. Dra hom op aan die Here. En Jesus moes hy toe kyk hoe hy aan 'n kruis vasgespijker moes word.
Sy moes toe kyk hoe hy sy asem uitblaas. Sy moes toe kyk na 'n seun wat onskuldig was, om op so 'n brede manier te moes sterf op die jong ouderdom van 32. Ek het vir baie jare gebid en sê, Here, gee vir my die vermoë om my seun te sien trou. Nooit het ek gedink dat ek homself sou trou. Ek het vir baie jare gebid, Here, mag ek dalk 'n oupa wees? En ek weet nog nie of dit gaan gebeur. Ek het gesê, as dit gebeur, Here, gee sommer een slap 6, dan is dit oor en uit. Dan is daar genoeg. Hulle is nie so gemoeid met daai gedagte nie. Maar ek gaan ons groot, ja, ek het nog uitvang. Dit is 'n wonderlike gawe, maar ek weet ook dat die vrou gaan daai groot verantwoordelikheid moet dra. Ek het vir baie jare my oumas en my oupas natuurlik gewaardeer, maar die oumas het 'n groter verskil gemaak in my lewe as die oupas. Want die oupas was besig, behalwe die een ou. Nou, my ouma was so klein soos Annemarie. Klein vroutjie. Elke dag moes sy in die lande ingaan, gaan bas bymekaar maak, hout kap, hout saag, want oupa het verwag dat die koolstoof dag en nag aan die gang moes wees. Oupa het dit nie gedoen nie. Ouma het dit doen. As ons elke tweede naweek ouma gaan kuier, dan het ons kinders saam mieliestronke gaan optel en sakke vol gemaak, sodat ouma nie swaar hoef te werk. Ons het saam gaan bas optel. Daar was natuurlik gekuier, daar was natuurlik lekker geëet. Daar was lekker kuiens. Altyd kuiens. Droë vrugte. Dit was ouma se taak. Oupa het net gesit. Dis wat ek van hom onthou. Hy het net gesit in die kombuis. En as dit etenstyd was, moes daar ten minste 10 toasties wees in 'n bord. Ja, elke ete, oggend, middag en aand. En my ouma het hom versorg, so klein as wat sy was. My ouma het hout saam met my gesaag. My ouma het byl geswaai, soos wat 'n man 'n byl swaai, so klein vrou. En eendag toe vat ek in haar hand, en ek was verstom hoe sag my ouma se hande was. Sag. Maar die Here het aan daai vrou 'n versorging gegee. Dink my ouma het 4 kinders gehad, 5 kinders, wat sy ook moes groot maak. Toe die dokter vir my oupa sê, hoor, jou hart is nie meer goed nie, jy gaan doodgaan. Toe gaan hy fisies dood. Toe gaan sit hy, toe wag hy vir die dood. En hy het geglo, hy kan nie werk nie, want hy gaan doodgaan. Hy mag sy hart oor eis nie. So my ouma daai hele huishouding aan die gang gehou. Sonder om eendag te kla. Ek weet dit, so hier en daar het gehoor dat sy maag sê, net sê my maag sê, hy het regtig vir 'n bek, ek kan alles doen, maar hy kan niks doen. Dit is al 'n negatiewe woord wat ek van my maag gehoor. So die vrou is 'n wonderlike skepping van God. En dis wat hierdie woord sê, die vrou het aan die regter toe gegaan en sy het hom moeitevol elke dag gaan besoek en sê, ek wil hê jy moet hoor. My ander ouma Dreyer, sy was die kwaai ouma. Ek nou vir my 'n foto gewys, sy sê, dit nou moeilik aan. Sy was. Sy het die huishouding nou weer bestuur met rigiedheid. Al my ouma van die plaas was 'n sagte vrou. Ons kinders kon doen wat ons wil. En ons was wil mors dan mors ons. Dis nie wel pad nie, nou presies te pad. Sy was liefdevol. Sy het daai versorging gegee met die ander ouma. Sy het die toiletpapier vertel, so jy gebruik net 2. Ons kom sy by die neer. Hoekom trek jy nog een? So sy was daai kwaai ouma, sy was rigied, dis hoe jy dinge moet doen. So sy het die huis bestuur op daai manier. My oupa was baie min daar, ek is bang vir my. Nou dat ek daaraan dink.
En, maar ja, hulle het die Here ook gedien. Hulle was stoere PPK mense gewees, onthou ek. Lief vir die Here. Gedans en gesing. En die Here gedien. Maria was 'n vrou wat ook omgegee vir haar kinders. Jy is geskape met 'n eienskap om te gee. Jy is geskape om 'n verskil te maak in mense se lewens. Eerstens by jou eie gesin. En soms wanneer dit moeilik gaan, is die vrou die een wat die huishouding in die gang hou. Dit is die vrou wat vergewe. Dis die vrou wat opstaan met nuwe positiwiteit, met 'n nuwe glimlag. En baie keer sien ons manne nie hierdie goed raak. Ons raak gewoond aan dit. En mag ek namens ons manne vanoggend hier aan elke vrou en aan my eie vrou sê, vergewe ons dat ons soms so blaatant arrogant is. Vergewe ons dat ons julle nie altyd raak sien die mooi wat God julle gemaak het. Vergewe ons dat ons julle so maklik misbruik en nie eer betoon. Vergewe ons dat ons nie altyd ons manlike pligte nakom en al die las op jou skouers sit. Vergewe ons. En die Here sê vanoggend vir die vrou en hy sê vir die kerk, bid gedurig. Moenie moedeloos raak nie. Dis die vroue wat die kerk gewoonlik dra. Dis die vroue wat die kinders dra. Dis die vroue wat die manne dra. Dis die vroue wat intree en bid. Dis die vroue wanneer die man skop en klap wat die huishouding bymekaar hou. Moedeloosheid is 'n eienskap wat die vyand gee om jou hoop te steel. Wanneer jy moedeloos raak, vergeet jy baie maklik dat daar is hoop. En my gebed is vanoggend dat jy, maak nie saak wat jy moet face vandag. Maak nie saak wat jy moet face vir die jaar nog. Mag jy nooit hoop verloor. Want geloof strek uit hoop uit. Of andersom, hoop uit geloof uit. Want as jy nie geloof het nie, het jy nie hoop nie. En Jesus herinner in Lukas 18 vers 4, hy sê, en 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, al onsien ek geen mens, dit beteken hierdie ou is bang vir niemand en niks nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my soveel moeite gee aan haar reg doen. Moet nooit jou situasie sien as God hoor nie, God hoor. En God wil aan jou reg gee. Wie ken vir Jochebed van die Bybel? Jochebed. Dis die een wat met haar man getroud was wat so. Ja, dis iets anders. Nee. Wat nie die mense wou kos gee met die oorlog. Nee, dit is 'n ander Jochebed dalk. Hy het die Jochebed waarvan ek vanoggend wil deel. Is Moses se moeder gewees. Nou, Jochebed, daar word nie veel van haar man gesê nie. Maar Jochebed moes haar 2-jarige seentjie in die Nyl gooi op opdrag van Farao. En baie moeders het dit gedoen uit vrees vir die vervolging van Farao. Nou dink vir jouself nou, as jy nou vir daai klein mannetjie
Elijah nou in 'n rivier moet gooi, omdat die regering besluit het hy mag nie lewe nie. Maar omdat Jochebed hoop gehad het en God geken het sy daai klein seentjie in 'n mandjie gesit en hom tussen die riete geplaas en haar geloof in God geplaas dat haar seun nie sal sterf soos die res nie. Daar's 'n prediker wat sê hierdie vrou het 'n mandjie geloof gehad. Mag jy vanoggend 'n mandjie geloof hê vir jou omstandighede, vir jou kinders, vir hierdie wêreld, vir hierdie gemeente. Mag jy opstaan met 'n mandjie geloof en die vyand aanvat op grond van wie jy is in Christus Jesus. En ons ken die uitslag van Moses. Moses het 'n groot leier geword en het die volk uitgelei. En tot vandag toe is dit een van die grootste wonders wat God gedoen het, deurdat 'n ma 'n mandjie geloof gehad het in God die Almagtige. En het sy 'n leier, soos klein Elijah, 'n leier gekoester met geloof en hom in God se hand geplaas. Matteus 15 gaan ek vir jou lees vanaf vers 21 tot 28. Die Kananeese vrou. En Jesus het daarvan weggegaan en na sterk streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, Here." Ek wil hê jy moet vanoggend as jy lees, moet jy dit in jou hart plaas, saam lees. Vir Here, wees my vrou in hierdie tyd barmhartig. Seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom die disippels nader en vra hom en sê: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." En baie keer is ons vroue so intens met ons kinders besig, en met ons kinders wat verlore gaan, met ons kinders wat in allerlei versoekinge geplaas word. En hierdie vrou was intens uitroepend vir haar kind, nie die pa nie, die vrou. Hierdie vrou het hoop gehad, hierdie vrou het moeite gedoen, hierdie vrou het alles gedoen dat haar kind gered moes word. En sy roep uit, en sy irriteer die mense om haar. So as jy die mense om jou irriteer met jou uitroep vir jou kinders of jou man of jou gesin of jou werk, irriteer hulle maar. Want God die regter sal hoor. Hy sal afslaan. Vers 24, maar hy antwoord en sê: "Ek is nie gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Dis nou Jesus wat antwoord. Dink jy vir een oomblik Jesus het nie geweet wat haar probleem is? Maar hy sê: "Ek is nie hier vir jou nie." Daarop kom sy en val voor hom neer. Sy gee nie moed op nie. Sy gee vir hom moeite en sê: "Here, help my." Maar hy antwoord en sê: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." In daai tyd het die Israeliete ander volke gesien as hondjies, honde. En Jesus sê vir haar: "Ek kan nie dit wat ek moes bring vir my volk nou vir jou gooi nie. Ek kan dit nie vir jou gee nie. Ek is hier om hierdie volk te help." En sy gee nie bes nie. En sy sê: "Ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel af van hulle baase afval." Toe antwoord Jesus:
uiteindelik getoets. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. 'n Vrou het die vermoë om vas te hou. 'n Vrou het die vermoë en die gawe van God gekry om nie op te gee nie. 'n Vrou het die vermoë gegee om geloof te staan, en manne, ons kan by die vroue gaan leer. Ons manne sou net eenvoudig gesê het, nee, hierdie ou wil nie na ons luister nie, kom vrou, laat ons gly. Ek het nou in elk geval na ons dood gevat en my stoepe gewip en opgeblaas. Hy wil nie na jou luister nie. Ons is ons baie trots. En sy sê, nee, ek sal my verneder, want dit wat ek wil bereik, is in sy hande. Dit wat ek wil bereik vir my kinders, vir my man, vir my vrou, vir my werk, vir my kerk, dit wat ek wil bereik is in die hande van die Here. Ek glo in hom, ek het die mandjie geloof, dat hy kan 'n verskil maak. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur. Dan is daar 'n ander vrou, Rahab. Sy het nie mooi dinge gedoen nie. Sy het rondgeloop tussen die mans. Maar weet jy wat? God het haar erken, want hy het haar gemaak. En hy het geweet, hierdie vrou het diepte. Hierdie vrou het omgee. Hierdie vrou sal die pad stap wat ek van haar verwag. En toe hulle soek na die twee verspieders, het sy hulle weggesteek. Het sy hulle laat vrykom. Want sy het geglo. Maak nie saak wat haar omstandighede eers nie. Het sy geglo dat God sal vir my wees. En weet wat gebeur as jy gaan lees in die Bybel? Dat almal wat haar geken het in haar familie moes in die een vertrek by mekaar kom. En hulle was gespaar. Omdat sy geglo het. Daar's 'n groter hand. Moenie dat jou omstandighede vir jou te groot word. Doen in die moeilikste tyd, in die ongemaklikste tyd, in die tyd wanneer jy nie wil nie, roep die Here God aan, en hy sal vir jou antwoorde gee en verandering bring. 1 Konings 17 lees ons van Elia en die weduwee. Weer 'n weduwee. Weer 'n persoon wat in nood is. 'n Vrou. En as jy gaan lees, die Here het 'n kraai gebruik om Elia te versorg in daai tyd. Die kraai het vir hom vleis en brood gebring, sê die Bybel. En toe die kraai nie meer vleis en brood kon voorsien nie, want dit is 'n tyd van droogte in daai tyd, toe sê die Here vir hom, toe roep hy uit en sê, Here, maar die kraai bring nie meer vir my kos nie. En die Here sê vir hom, gaan na daai weduwee toe, en laat sy vir jou 'n brood maak, sodat jy kan eet, en bly by haar. En Elia gaan so op grond van wat die Here gesê het. Maar ek wil hê jy moet dink, hoekom gebruik die Here God weduwees? 'n Weduwee is 'n belangrike persoon, en selfs in die Nuwe Testament, as die kerke nie agslaan op 'n weduwee nie, sal hulle veroordeel word. Daar's 'n roeping op die weduwee, op die vrou. God stuur Elia spesifiek na 'n weduwee wat net genoeg meel het nog vir een maaltyd. Sy het net genoeg meel en olie om een broodjie te maak vir haar en haar seun. En die Here sê, gaan na haar toe en laat sy jou versorg. En die woord sê,
en laat sy jou eers gee, dan kan sy vir haar neem. En hier word die vrou getoets. Haar eerste toets is juist dit, haar man is oorlede. En ons verstaan dit nou maklik uit die woord, en dan sê sy weet ek. Maar dit klink so wreed, as ou dink, die Here sê, laat sy jou eers versorg, en dan kan sy vir haar maak. Ja. Maar eintlik is dit juist die toets, wat die Here aan daai vrou gee. En glo my vandag vry, jy word getoets. Glo my vandag vry, jy word in baie opsigte getoets. En wanneer jy op jou swakste is, wanneer jy op jou nietigste is, wanneer jy geen voorsiening meer kan gee aan iemand nie, wanneer jou strome van invloed, jou inkom na jou huis toe, nie meer daar is nie, verwag die Here dat jy na hom moet luister. En my kwaai ouma, sy wat baie kwaad vir my oupa, sy sê, hulle het nie so 'n paar shillings in huis oorgehad, en hier kom iemand, sien, dis wat gebeur het. Nou verstaan ek dit ook beter. Hier kom iemand wat geld nodig het, en my oupa gee hulle laaste paar shillings. Nou ons kyk, wat doen jy nou? Jy gee dit aan hierdie aangaan. Nou het ons niks in die huis nie. Maar my ouma het ook getuig, ons het nooit gekort gehad. En dis hoekom die ouens my raak sien. Kom vir my oupa se kant. En Elia sê vir haar in vers 1 Konings 17:13, hy sê vir haar die volgende, hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek wil vanoggend vir jou die woord gee. Leonardel, ek wil vir julle elkeen hier vanoggend die woord gee. Moenie bekommerd wees nie. Maak jou bekommernisse aan God openbaar. Vertel hom, pleit by hom. Moenie moedeloos raak nie. Bly hoopvol, bly geloofvol. Verklaar die woord in jou omstandighede. Here, U het gesê dit sal so wees. Here, U het gesê U sal my versorg. Here, U het gesê ek is U kind. Here, ek is mos nie 'n weeskind nie. Verklaar wie jy is voor jou God en hy sal vir jou inkom soos wat hy in die woord vir ons leer. Amen. En Elia sê vir haar, moenie bekommerd wees nie. Maak net vir my hierdie brood. Maar Elia het vir haar die versekering gegee dat as sy vir hom sy kos maak, die meel in die kruik nie sal opraak as ook die olie nie. En haar hart woed, daar 'n groot stryd. Moet ek my laaste bietjie vat sodat ek aan my kind kan eet, of moet ek dit vir hierdie vriende gee? Ons dink mos altyd so. Moet ek vertrou wat ek hoor en sien, of is my God groter as dit? Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou werksplek? Hoe lyk jou kinders? Hoe lyk jou omstandighede? Ons is in 'n wêreld waar daar totale vernietiging plaasvind. Hoe lyk jou omstandighede vanoggend? Hoe ervaar jy jou omstandighede? Dalk is jy vanoggend waar hierdie vrou is en sê, Here, hierdie is te groot vir my. Ek gaan nie dit hanteer. Ek weet nie hoe om dit hanteer. Moet ek self planne maak of gaan U vir my 'n plan wees? En dan kom ons by ons gedeelte wat ons nou die afgelope tyd oor preek. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir jou ingevoeg word. En hierdie vrou moes met daai redenasie sit, en ek en jy is 'n deel daarvan. Daai selfde tipe redenasie. Moet ek aanhou? Moet ek opgee? Is God vir my saak? Hoor God wanneer ek bid? Ek sien die
kaste is leeg. Ek sien, daar is net 'n bietjie meel oor. Ek sien, ek gaan die laaste nou gebruik. Ons daar soveel verskillende omstandighede. Ek hoor hulle van my afdank. Ek hoor my kind is betrokke by dinge wat nie moet wees nie. Ek sien, ek kan nie meer die volgende bekostig nie. Wat moet ek doen, ouens? Soek God. En ek weet, vir my wat nou die Elia is, ek is net honger. Ja, so nou wil ek eet. Maar as iemand wat die voorsiening moet bring, en ek weet daar is nie. Ek weet die dokter het verklaar en die mediese ouens het gesê, die wetenskap sê die volgende. Maar wat sê God? As jy in die put is, dis wanneer ek jy kragtig word. Wanneer hy sê, wanneer jy nie krag het nie, wanneer jy nie meer kan opstaan nie, dis wanneer jy die krag het. Want nou kom jy nie met 'n vooropgestelde gedagte na God toe nie. Nou kom jy na God en sê, Here, dit is wat daar is. Regter, jy moet nou luister. Want dit is nou so. Die toets wat destyds op die weduwee van Sarfat gekom het, kom nog steeds vir my elke dag. Die Elia boodskap van vandag kom na jou en my met sy behoeftes. Dit verg van my en jou om ons talente en ons middele en dit wat ons het te deel ongeag. Of dan nou min is en of dan baie is. Die Elia boodskap gaan soms so ver dat hy selfs die laaste bietjie opeis wat jy het. Dis my ouma se geval, het nou van die laaste shillings gegee. Dit was my ouma se, hiermee kan ek nog botter kry en suiker kry, daai dae, en nog meel kry, en nog koffie koop, en nog melk. Nou gee jy alles weg. Hoe gaan ons dit nou doen? Hoe gaan ons dit nou doen? Dan die boodskap, die Here kom na die weduwee. Hy kom na hulle wat in die nood is. Hy kom en hy daag jou uit wanneer jy in die nood is. Maar as ek en jy God nie ken, as ek en jy net van hom praat, ons het geen verhouding, ons het geen orde aan wie hy is. Ons ken nie die woord nie, ons ken hom nie. Val hom nou van die stoel af, want sy sal nou. Dit is net afrol. Dit vra van my en jou om te weet wie God is. Ek het hierdie bassein juis vanoggend geblaas. Want die bassein verklaar God se orde. God se orde moet terugkom in die kerk. Sy beloftes is ja en amen. Nie myne nie. Nie die minister nie. Nie die minister van finansies nie. Maak nie saak wie of wat hy is nie. God se orde sal tel. En dis tyd dat die kerk opgewonde raak oor wie hy is. Want hy wil met my en jou praat. Hy wil ons gebruik. Hy wil ons ontmoet in ons swak plek. Hy wil vir Suid-Afrika sê, bring vir julle hoop. Hy wil vir die kerk sê, ek bring vir julle hoop, maar julle moet begin getrou word, julle moet begin verklaar, julle moet begin sê, ons soek God se orde in ons lewens, en ons gaan ons lewens verander, ons gaan ons lewens verander in ons huisgesinne, ons gaan die orde van God terugbring na die huis toe. Amen. Want dis waar die geloof en die hoop lê. En in die Elia boodskap word in Openbaring 14 uitgelig as die 3 engele boodskap. As jy God nie ken, gaan jy sy oordeel. Openbaring 14:17 sê hy vanoggend vir my en jou vrou, kerk, en die engel het met harde stem uitgeroep, vrees God, gee aan hom eer, en hy sal jou versorg.
Hy sal kom soos vir Rachel. Hy sal kom vir daai vrou wat gebid het vir haar dogter. Hy sal kom vir die vrou wat gesê het, ek soek die regter om my saak te beslis. Hy sal kom wanneer jou mandjie vol geloof is en jy plaas hom op die water van geloof. Jy sê, Here, ek weet nie, maar U weet. Ek kan nie, maar U kan. U weet, ek weet nie. U wil, Here, nie meer my wil. Haar optrede, hierdie spesifieke vrou, daag my in jou volgende. Gaan ek my laaste gee, of gaan ek eerder myself kies? En ons het groot geword in 'n lewe waar ons alles wil hê, maar niks wil gee. En soms kom die toets oor ons lewe. En as jy verhaal verder gaan lees van hierdie vrou, dit het nie hier geëindig. En sy het die broodjie gegee. En toe sê Elia van, gaan kyk na jou bak. En hy het nie weer leeg geword nie. Daar was altyd meel, altyd oor. Sy kon bak en brou so seker. Daar was altyd genoeg van daar. Maar toe kom die volgende uitdaging, die verder gaan lees. En haar seun kom klaar by haar en hy sy kop seer. En nie 'n paar dae later nie, toe sterf hy. Hoekom? Jy mag vra, hoekom? Hoekom, Here, het ek dan nie nou gedoen wat U van my verwag nie? Hoekom, Here, vat U my dieper in hierdie probleme? Hoekom, Here, is dit asof niemand my meer raak sien nie? Here, ek bid vir my gesin, ek bid vir my man, ek bid vir hulle, maar hulle sien my nie meer raak nie. Hulle loop oor my, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Maar Elia was daar. En hy draai daai seun op na die boorvertrek toe. En hy gaan pleit vir die Here. Eenmaal. Tweemaal. En eens by die derde maal. Toe word hy kind lewe. Hoekom wil die Here ons so diep vat? Want hy soek die Abraham in my en jou, die Abraham geloof. Hy soek in my en jou om nie moedeloos te raak nie. Hy soek van my en jou om nie te kyk na die omstandighede nie. Hy soek van my en jou om op te staan uit ons omstandighede en sê God is groter. Hy weet die beste. Amen. Maar die kerk, ons bid eenmaal en soos nie vet dit werk nie. Elia het 3 keer oor die seun gaan lê. Op hom gaan lê. En sê, Here, vul met krag dat ek kan lewe. Maar eers by die derde keer. Elia was ook getoets. Die kerk word getoets. Die kerk gaan getoets word in hierdie tyd. Ons kerk gaan getoets word in hierdie tyd. Hierdie eklesia wat hier so sit, die heiliges van die Here, gaan in hierdie seisoen getoets word. Gaan ons dit weerstaan? Is ons bereid om te bid? Is ons bereid om daagliks die Here se wil te soek? Is ons bereid om met sy woord te spandeer en te sê, Here, ek weet nie meer nie, maar ek vra U, Here. U woord is die vesting, U woord is die waarheid, U woord is my krag, U woord is my kompas, U woord is die lig op my pad, Here. Ek glo hierdie woord soos hy gestaan en geskryf is. Ek sal opstaan soos ons gister gesê het by die routers. Maar glo jy dit dan? Glo jy dit werklik wanneer jou kind daar lê dood? Glo jy dit werklik wanneer jy kyk in die pak is lewens die Here, hier kan nie nog meer iets uitkom? Glo jy dat die Here daai kan opvul? Wat vir my en jou onmoontlik is. Glo jy dat die Here aan jou olie kan verskaf van versoening? Ver bo kan dit ek en jy se gedagtes strek. Matteus 6:31 en 33. Soek. Julle moet julle dus nie bekommer nie. Hoe is dit moontlik? Dis net moontlik as ek en jy ons wil vir die Here kan gee. Romeine 12:1-2. Om onsself as 'n offer te plaas. Dis sê ek offer, Here, ek verstaan. Ek offer myself, maar ek verstaan. Ek betaal die volle prys, maar ek verstaan.
Ek gee alles, maar ek verstaan nie, want ek weet, U wil het vir my meer insluit. Wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowige begaan is. Die ongelowige is bekommerd oor wat hy gaan aantrek en wat hy gaan eet. Ek glo so in my vrou, ek weet ons gaan pudding eet vandag. Maar ek weet as niks. Nog nie. Dis nou my ding vrou. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Daar is genesing in sy hand. Daar is wegskepping in sy hand. Daar is verandering in sy hand. Daar is sekuriteit in sy hand. Jy hoef nie te vrees nie, kerk. Amen. Maar dit vra van my en jou om hom eers te leer ken. Dit vra vir hom en my en jou om hierdie besluit vandag te maak, sê Here, help my, Heilige Gees, om op my knieë te wees, om gedurig te bid, en moeitevolle gebed in te sit, en te frustreer waar ek gaan, maar dit maak nie meer saak nie, want U is my God. Hulle kan dink wat hulle wil, want hulle vreet tog skuldig. Ons weet wat dit is. Die weduwee van Sarfat het besluit geneem, sy gaan die geloof haar laaste bietjie meel en olie neem en vir profeet Elia 'n rooster koek bak. Jy mag nie by opvat en baie doen. Dit is so. Vuur gemaak en die broodjie gebak. Dis nie, mag jy rondval in die kerk. Ja. Ons bid die Heilige Gees nou tot versoening. As jy nou right, wil jy water hê, kan ons weer suiker gee. Okay. Sy sal daar vir ons uitsort. Sy gaan in geloof haar laaste bietjie meel en olie neem en vir profeet Elia rooster koek bak. Vuur gemaak, die broodjie gebak. Gaan kyk hoeveel is daar in jou skuur. Gaan kyk of die Here die aanvulling gedoen het. Tot hulle verbasing ontdek hulle dat daar meer meel en meer olie is as wat hulle sopas gebruik het. 1 Korintiërs 17 vers 15 en 16 sê gaan maak toe soos Elia gevra het. Van haar af het hulle genoeg gehad om te eet. En sy en haar gesin die meel en die kerk het nooit weer geraak. Ek bemoedig julle vanoggend as vroue en ek bemoedig ons as kerk. Die Here weet waarmee hy besig is. Dis nodig dat ek en jy die Here ken. Dis nodig dat ek en jy die Here vra. Dis nodig dat ek en jy verklaar Christus staan op in die naam van die Here Jesus. Die ongemak gaan nou in Jesus naam. Ons dank die Here dat die bonatuurlike werking van herstel en genesing nou plaasvind. We command by the name of Jesus Christ. Father God, I pray in the mighty name of Jesus and we declare now that you will feel better now in an instant. Dat jy nou onmiddellik beter sal voel in Jesus naam. Dank die Here vir die krag tot herstel in Jesus naam. Halleluja en amen. En ek sluit af met die laaste vers, Handelinge 20:35, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het gesê om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Mag jou geloof vanoggend wees 'n mandjie vol. Mag jy gekrummel geloof hê. Mag jy moeitevolle geloof hê. Mag jy alles onsien en 'n geloof te ontvang in Jesus naam. Mag die krag van God, sy liefde en sy genade jou oorweldig op hierdie dag. Mag die vreugde van God terugkeer in die vroue van ons samelewing en mag jy 'n verskil gaan maak in Jesus naam. Vader, ons prys U, ons loof U en ons dank U vir die wonderwerk wat nou plaasvind.
Ons dank U, Here, dat Christa nou opstaan, gesond, herstel in Jesus naam. Ek bid nou, Here, dat haar liggaam in lyn kom in die waarheid, dat die woord van God is groter as dit wat sy ervaar. Ons bid nou, Here, dat U in haar opwek, die krag van U Gees, die bloedbedekking van Christus, genees. Ek bid ook, Here, vir elkeen wat vanoggend hier gesit het met 'n bekommernis, 'n diepe bekommernis oor wat môre gaan gebeur, wat die uitslag gaan wees, wat die toekoms gaan wees. In Jesus naam bid ek nou, Here. Ons soek eers U koninkryk en U gereg. En ons weet, ongeag wat ons sien, ongeag wat ons hoor, ongeag wat ons ervaar, U sal vir ons wees. En daarom bid ek vanoggend, Here, elke vrou wat 'n bekommernis het, 'n diepe bekommernis, elke man wat vanoggend hier sit en sê, ek weet nie wat vorentoe. Here, gee U die geloof en die krag. Ek bid vanoggend, Here, voorsien ons nuwe geloof.